Dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om vanoggend met julle te kan wees en om die boodskap te kan bring. Ek was hierdie hele naweek so ongelooflik emosioneel. Ek het vir my maatjies nou nog gesê toe ons gebid het en ignore net my kind hiervoor. Mamma is haar favourite vanoggend. So sy dink dit is nou snaaks. I was wondering how long you were going to chase her around me and provide endless. You seen, dis wat ek doen. I come with a travelling show. I come as a package deal. Oh, dis wonderlik. Dis wonderlik. Sien jy min is ek gepla. Maar soos wat Vrydag met my gebeur het, soos ek kon die Here se teenwoordigheid beleef in die worship. En hy se boodskap was net next level. As julle nie Vrydag hier was nie, ek wil julle regtig aanmoedig om daai boodskap te gaan kyk. Regtig, dit is een van daai boodskappe wat by 'n mens sal bly vir jare en jare en jare. En haar boodskap het my verskriklik aangeraak, maar toe kom Neil en hy begin die nagmaal te bedien. En toe ek daai stukkie brood in my mond sit, toe slaan die krag van die Here my so, want toe besef ek, dit is nie net 'n stukkie brood nie, dis sy liggaam. Hy het sy hele lewe vir jou en my gegee. Freak dit nie bietjie jou brein uit nie. Stoute Robin wat twak aangejaag het vir jare, wat nie Jesus gekies het nie vir jare, hy het vir my dood gegaan. Vir die van julle wat sukkel met dalk sukkel met drank of dwelms of jy weet jou lewe was nie 100% suiwer nie. Jy ken jou geskiedenis beter as enige iemand in hierdie vertrek. En Jesus het vir jou dood gegaan. Voor ons hom gekies het, het hy ons gekies. Julle, dit is ongelooflike goeie nuus. So vanoggend wil ek bietjie praat oor understanding your identity so that you can reap your destiny. Ek wou dit in al twee tale sit, maar verstaan jou identiteit sodat jy jou beroeping kan ontdek, het net nie so great gevloei nie. Maar weet jy, baie Christene leef vir die dood. Is dit nie een van die domste dinge wat jy nog ooit in jou hele lewe gehoor het nie? Hulle lewe om dood te gaan. They just want to bide their time. They just want to be good Christians. Ek wil werk, ek wil vir my familie sorg, ek wil 'n goeie Christen wees, wat ook al dit beteken vir jou. Ek wil goed wees vir die mense om my. Ek wil my taxes betaal. Ek wil 'n goeie godly citizen wees. Ek wil net my ding doen sodat Jesus my kom haal. Baie mense is net dankbaar om gered te wees sodat hulle nie hel toe kan gaan nie. We are cruising through life. Ons het al klaar ja gesê vir Jesus, great. Nou kan ek net terugsit, my armpies kruis, my voetjies kruis en net wag tot Jesus my kom haal. Dis nou so popular, daai konsep om te lewe vir die dood, that I've even coined a term for it. It is called evacuation theology. It is a term for a Christian perspective that is focused on escaping the world's hardships to reach heaven, prioritizing personal salvation over earthly stewardship and justice. Ek is gered, ek is okay, my saak is reg met die Here. Ek's nou reg, klaar, sorted. Maar wat sê Jesus vir ons? Wat is sy opdrag? Ons is geroep om te heers. God het gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beelde, sodat hy kan heers. In Engels, be fruitful and multiply and have dominion. Ons het 'n kingdom mandate. Ons het 'n fisiese opdrag uit die hemel uit wat sê, dit is nie genoeg om net bekeer te wees nie. Jy moet heers saam met Jesus. Matteus 6 vers 10, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Julle, hoe dink jy gaan die koninkryk kom? Deur ons. Wat Jesus oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor bewys. Hy kon dit alles alleen gedoen het. Hy doen dit nie.
Hy het man en vrou geskep en gevorm, want hy wil in en deur jou en my werk. Moenie vir die maatjie langs jou kyk nie. Die Here wil hê sy koninkryk moet gevestig word op die aarde deur jou en my. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, nê? Laat u koninkryk kom. Julle, en hierdie is dalk, dit gaan julle dalk bietjie skrik, maar julle, we are the plan that Jesus had all along. Ons is die hemel op aarde bringers. Dit is wie ons is. Die grootste krisis wat ons het in ons kultuur vandag is 'n krisis van identiteit. Die wêreld wil aanhoudend vir ons sê wie ons is. En die wêreld sê, as daar nie 'n boksie is wat jy kan tik, waarmee jy identifiseer nie, kan jy sommer 'n nuwe boksie skep. Wit, swart, Asian, Indian, kat, hond, it, they, them, he, she, what, who knows. Die wêreld sê vir ons hoe ons moet identifiseer. Julle, Jesus is die antwoord. Pieter Nel sê dit altyd, Jesus is die antwoord. Jy kan nie jou identiteit sonder hom vind nie. The fact that we even have this idea that we can choose how we identify. Hoe mal is die wêreld nou eintlik? Ek kan kies wie en hoe en wat ek wil wees. Die kerk moet vir die wêreld sê wie hulle is. You and I are called to be Jesus with skin on. We are called to show the world what it looks like to be hidden in Christ. Dit is ons opdrag. Daar's 'n vinnige videoetjie wat ek nou vanoggend met julle wil deel. Kom ons sien of hy nou speel. Daar sê hy net video. Laat ek weer knoppie druk. You gotta think about this all the time. This is who you are. Your thoughts are the determining factor of what kingdom you belong to. The world that you most live in is where your head's at, your identity. If you're always thinking about approval, then your identity is performance. If you're always thinking about money and provision, then your identity is security. If you're always thinking about yourself, then your identity is control. You trying to be God of your house, your children, your schedule. You must be in control. But if your life is hidden with Christ in God, your mind should be there too. I'm gonna bring back an illustration. This is you, and this is how God found you, wrapped in sin, stuck in sin. Holy Spirit comes in your life and cleans you up. Jesus Christ paid for your sin. So the scripture is like, you're a new creation, but you're like, I don't feel like a new creation. But the text says that there you are, you're hidden with Christ, okay? So now you are hidden with Christ, okay, in God, sealed by the Spirit. Here's your new identity. You can still see you, but you really see God. You really see Christ. You're hidden with Christ in God is what the text says. You're seeing this. You're like, oh, that's a helpful way to explain it. You got to think about this all the time. All the time. You are with Christ in God. That's who you are. Why shouldn't you sin? Because this is who you are. Why shouldn't you get wrapped up in this world? Because this is who you are. You belong to a different world. This is your new identity. Like, people are seeing the word of God bleed from your lives, and in every way you can, you're talking about it, you're teaching it, you're singing about it in psalms and hymns and spiritual songs. It's just always coming out of you because Christ reigns over you. Because Jesus is your Lord. Everyone sees Jesus as your Lord because this is who you are. You're different. And when they look at you, they see you hidden with Christ in God. And it impacts everything else you do because the internal change has brought an outward change which displays whose authority you're under. It's no longer the government of Texas or the United States of America. It's God, the creator of the heavens and the earth. Toe Jesus jou gered het van jou sonde, het hy vir jou 'n nuwe identiteit gegee.
Ek het 'n baie oulike storie wat ek vanoggend met julle wil deel. Daai twee stoute gesiggies. Dit is my boetie Jeffrey en my neefie Wessel. They have gone through a lot together, the two of them. Hulle het toe hulle 15 en 16 was, het hulle vir ons oom wat bietjie he's got a little bit of a learning disability. They sent him to go and buy beer at the Shabine. En toe raak hulle gesyp agter die tennisbane by my huis. Hulle stap nou al toe 'n baie mooi pad met die Here. Hulle was die beste pels toe hulle klein seentjies was. My tannie Mientjie sou Wessel vir soos 2 dae by ons los en dan as sy hom kom haal, dan sê sy dan skreeu en hy sê jou vark, ek het nog glad nie gespeel nie. Hy was 2 dae by ons. So Jeffrey en Wessel is 'n jaar verskil tussen hulle ouderdom. En ek dink hulle was 3 en 4, dalk 4 of 5, maar kom ons gaan met 3 en 4. En hulle sit en hulle speel met hulle trokkies en hulle karretjies in die kamer daar langs aan en my ma en my tannie sit en luister hoe lekker speel Jeffrey en Wessel. En Jeffrey is nou obviously, hy wil nou seker maak hy leer oulike goedjies by die kleuterskool. So hy sê vir Wessel, Wessel, wat is jou volle naam? Wessel sê vir Jeffrey, ek is Wessel van Niekerk. Draak so stil. Iewes skielik hoor my ma net, wappa! Slaat my boetie vir Wessel dat die snot spat. Wessel begin skreeu, Jeffrey begin skreeu. My ma en tannie Mientjie gaan hardloop en hulle sê, wat gaan aan? Iewes skielik, they arrive as Jeffrey is telling Wessel, Jy is nie Wessel van die kerk nie. Ek is Pastor Jeffrey van die kerk. As 'n klein seentjie van 4, het my boetie geweet, al klaar, daar is 'n doel en 'n roeping van die Here op sy lewe. Want sy van is actually Simpson, maar hy het geweet, op 4, dat hy is Pastor Jeffrey van die kerk. Wat is so belangrik van 'n naam? Daar's 2 instansies in die Bybel waar God iemand se naam verander. Die eerste een is Abraham. Toe hy 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voorkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jy sal Abraham wees. Want ek maak jou die vader van baie nasies. In Engels sê dit, no longer shall you be called Abraham, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. God het nie sy naam verander nie, net omdat hy hom 'n bietjie meer interessant wou laat lyk as hy sy naam op 'n papiertjie neerskryf nie. Die verandering van Abraham se naam was 'n vestiging van 'n nuwe identiteit. Jy is nie meer Abraham nie, jy is nie meer wie jy was nie, jy is nou 'n nuwe mens en ek verklaar dit vandag oor jou. Wat is die ander voorbeeld wat ons sien? Dit is Jakob. En die Here sê vir hom in Genesis 32, what is your name? He said, my name is Jacob. What did Jacob mean? Supplanter, schemer, trickster, swindler. En God sê vir hom, dit is nie meer jou naam nie. In ander woorde, daai is nie meer jou identiteit nie. Jy is nou Israel. En wat gebeur? Sy toekoms, sy destiny, sy purpose, sy calling, sy roeping is gekoppel aan sy nuwe naam. Te veel van ons lewe nog onder ons ou naam. Ons leef nog asof ons is mense is wat moet worstel daagliks met ons sondes. Ek seker julle ken nie hierdie band nie, All Sons and Daughters, maar ek seker julle ken die liedjie wat hulle sing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. Beautiful song, sing hom gereeld hierso. Hulle het 'n ander liedjie wat hulle geskryf het, ek kan dit nie meer vat nie. Toe ek jonger was, het dit my nie geplan nie. Hoe ouer ek word, hoe meer krap hierdie liedjie my om. Want die woorde van die liedjie sê, I am a sinner, if it's not one thing, it's another. En die wêreld sing daai liedjie, want hy is very catchy. Maar wat verklaar jy oor jouself?
Jy sê letterlik, ek is 'n sinner, ek sondig, ek sukkel. As dit nie hierdie is nie, dan worstel ek met daai ding. Dit is nie wie Jesus sê jy is nie. Dit is nie jou nuwe identiteit nie. Identity first, then destiny follows. What you pay the price to overcome becomes part of your identity. And then it gives you authority to help others walk in victory. Julle, om jou identiteit in Christus te verstaan, dit is nie maklik nie. Dit gebeur nie onmiddellik nie, dit val nie net in jou skoot nie. Jy moet beklei vir dit. 2 Korintiërs 5:17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Pieter Nel het dit verlede week gesê. We are the righteousness of God in Christ. Hoekom dink jy het hy dit herhaal en herhaal en herhaal? Dink jy hy dink ons het 'n gehoorprobleem? Of dalk, ja, dalk. Of shame, dalk dink hy ons is nie die slimste appeltjies in die karretjie nie. Hy doen dit want hy besef, te veel van ons lees dit hier, maar ons leef dit nie hier nie. Ons lees dit, maar jy betaal nie die prys om dit te leef nie. You are the righteousness of God in Christ. Daar's nog 'n vers wat sê, we are seated with God in heavenly places. Julle, en dis nie net vir die predikantspan nie. Dis nie net vir Pieter Nel en die personeel nie. Dit is vir elke een van julle wat vanoggend hierso sit. You are the righteousness of God in Christ. Wanneer dit snap in jou lewe, gaan die wêreld om jou anders lyk. Want dan aanvaar jy nie meer wat jy van tevore af aanvaar het nie. Ephesians 2:1-7. You were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Luister vir hierdie. God being rich in mercy because of the great love in which He loved us. Even when we were dead in our sins, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised up with Him, and you are seated with Him in heavenly places. Ek het hierdie week weer the parable of the sower gelees in Matteus. En wat die Here vir my ook net, wat so diep in my hart kom leef het. Vir al hierdie goed om sin te maak in jou en my lewe. Jy moet begrip hê vir dit. You must understand it. Jy kan nie net die woorde op die skerm lees nie en sê, "O, kyk, cool, dit klink reg." Shanana, fantasties, ek sê hier vir dit. Waar's op jou like en subscribe ek vir dit? Dis nie hoe dit werk nie. It must move from your head to your heart. You have to pay the price to understand what this looks like. What does it look like to be seated with Christ in heavenly places? Die geestelike realm moet meer waarskynlik wees. It must be more real for you than what you see with your physical eyes. Because understanding is what makes the seed grow when it is planted into fertile soil. Understanding is the fertilizer in the soil that makes the seed grow. Want as jy net die saadjie plant in die grond en jy dit nie water nie en jy sit nie bietjie kunsmis by nie. Kunsmis. Ja, is julle nie beïndruk dat hierdie Engelse girl weet wat daai woord beteken nie? Ek het verby 'n bord gery eendag toe hulle kunsmis verkoop het en toe dog ek dit was soos 'n markie. Kuns is so 'n mooi woord. Hoekom het hulle daai kunsmis noem? Maar anyway, I digress. Dis nie net genoeg vir julle en vir my om week na week Sondag in hierdie kerk te sit en die boodskap te luister nie. Dis nie genoeg om elke oggend op te staan en jou Bybel te lees nie en al wat jy doen is jy lees dit, maar jy vat nie die tyd om dit te verstaan nie. Net om te lees verander niemand.
Maar om 'n encounter te hê met die lewende God wat hierdie goed 'n waarheid kan maak in jou lewe, sal alles verander. Een van my favorite theologians is A.W. Tozer, and he says the man who would truly know God must give time to him. Julle, ons gaan regtig niks in die lewe regkry as ons nie tyd met die Here spandeer nie. Dis so eenvoudig soos dit. Jesus moet jou nommer 1 wees. Hy moet vir alles wat jy soek in die lewe, every need that you have, every financial breakthrough, emotional healing, physical healing, every ounce of favor that you are looking for in life, it is all going to come through knowing Jesus first. Ons het dit vanoggend gesing. If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. Besef julle sê dit. As jy niks anders bereik met julle hele lewe, maar jy was by Jesus se voete, is dit genoeg. If the best thing that I see is your glory, then I've seen it all. Dit beteken, jy kan al die drome en beloftes in die wêreld hê, en as nie een van hulle waar kom nie, is dit okay, want jy het Jesus. As jy sê, if I feel your heart, but I never see your hand. Julle, wanneer jy deur 'n moeilike finansiële tyd gaan, daai woorde, dit kos jou iets om dit te sê. Want jy sê dan, even when I have plenty and when I have nothing, Jesus is enough. He is everything. Hy is genoeg. Hy is genoeg. Skape volg hulle herder as hulle sy stem herken. Jy kan net sy stem herken as jy tyd met hom spandeer. Hoe jy jouself sien, bepaal jou toekoms. Kom ons lees saam in Numeri 13. En dit sê, die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakite stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Jy besef, hulle sien jou as 'n springkaan, net as jy jouself as 'n springkaan sien. Hoe jy jouself sien in die koninkryk van God maak saak. Is jy 'n maatjie wat net daar sit met jou gordel aan en jy wag maar net vir Jesus om jou toe kom haal? Of is jy iemand wat verstaan wie jou identiteit in Christus is en jy maak die duiwel se werk vir hom baie moeilik? We cannot behave like victims in the kingdom anymore. Ons kan dit nie doen nie. En julle, dis maklik, dis lekker om net in 'n balletjie in te krul en daar te lê en te sê, ag Here, help my. Dis lekker. Jesus gaan my help. Julle, wat gebeur met ons eie kinders? Wanneer hulle babas is, help ons hulle baie. Hoe ouer hulle word, hoe meer verwag ons as ouers dat hulle self bietjie uitsorteer. Baie van ons wil hê Jesus moet nog met ons koester en nou my liefie. That song is burnt in my brain. Dit was my ma die hele tyd vir Lalla gesing toe sy baba was. Slaapie kanini. Môre vroeg kry jy van soet papamaal. Ons wag vir ons soetpap van Jesus af. En hy staan daar en met 'n swaard en hy sê, is jy reg om te beklei in my koninkryk? Is jy reg om grond te neem saam met my? Is jy reg om op te staan soos die kind van God wat ek sê jy is? Is jy reg vir dit? Almal in hierdie vertrek, as ek nou vir jou vra, het jy beloftes waarvoor jy is daar goed in jou hart? Are there promises and things that you are trusting God for? Wie het ietsie in hulle hart? Jy weet, God het jy 'n profetiese woord, jy het ietsie in die skrif gelees, waai vir my. Julle almal moet julle hande opsteek, want as julle nie hoop het nie, waar is julle? Okay?
Dalk vertrou jy vir God vir 'n promotion by die werk. Dalk vertrou jy vir 'n finansiële deurbraak. Dalk bid jy vir jou onbekeerde familielede om die Here te ken. Almal hier binne wat hierso sit vir oggend. There is something that you are trusting the Lord for. You get a picture of the promise, né? Nee? Jy het 'n prentjie in jou kop hoe jy dink dit gaan lyk. Dit is jou Kanaan. Besef jy kan dit sien, maar jy moet beklei om dit te possess. You have to fight to possess your promises from God. En as jy jouself as 'n sprinkaan sien, gaan jy dit nooit bereik nie. Jy kan nie net 'n sprinkaan in die koninkryk wees nie. Jy is 'n kind van die Here. Ons kan soos Caleb wees. He quieted the people before Moses and he said, let us go up and once and occupy it, for we are able to overcome it. He had a revelation of who he was in Jesus that the other Israelites didn't have. Want as jy besef, dis actually, as ons 'n stapie terugvat, nê, en ons besef, God het vir my gesê, daai is my land. Hoekom question jy dan? God het dit gesê. Want daar was ietsie met hom tussen sy verhouding met die Here, dat hy geweet het wat God gesê het is waar, die ander het getwyfel. So baie van ons sukkel om vas te hou aan die beloftes van die Here, because we haven't had a full revelation yet of who he is in our lives. If you recognize him as Jehovah Jireh, you will never stress ever again about money. As jy hom fisies kan aan hom raak as Jehovah Rapha, God die geneesheer, dan gaan jy nooit weer bekommerd wees oor siekte nie. What we think about when we are free to think about what we will, that is what we are or what we soon will become. Waaroor dink julle wanneer julle tyd het om bietjie laat julle gedagtes te laat loop? Ons moet leer om onsself te sien soos wat die Here ons sien. We can never know who or what we are till we at least know something of what God is. Jy moet 'n revelation kry van jou identiteit. Maar weet jy wie se help verskriklik baie met dit? Godly leadership en goeie covenant vriende. As ons bietjie stil staan en kyk vir die voorbeeld tussen Eli en Samuel. Julle kan dit self gaan lees in 1 Samuel 3 vers 1 tot 10. Maar ons ken almal die storie. Eli en Samuel doen lekker. Samuel snork op sy kussing en hy hoor, Samuel, spring op, hardloop na Eli toe. Eli sê vir hom, hy sê, Eli, jy het my geroep. Hy sê, nee, ek het nie, gaan slaap. Gaan hy terug. Lê hy weer, net so terwyl hy aan die slaap raak. Samuel, spring weer op, hardloop na Eli toe. Eli sê, ek het jou nie geroep nie. Dit gebeur 3 keer. Eli was pivotal om Samuel te help om God se stem te hoor, terwyl Samuel nog immature was, terwyl hy nog sy identiteit moes vind, was dit pivotal onder watter leier hy homself posisioneer het. Want sonder Eli sou Samuel nie sy roeping van God gehoor het nie. Hy sou dit gemis het. Julle, daar is baie Christene wat sê, ek hoef nie in 'n kerk te wees nie, ek hoef nie onder geestelike leiers te wees nie, ek is onder God se autoriteit. Dis waar, maar julle, God werk deur mense. Isolating yourself will get you nowhere in the kingdom. Jy het mense nodig. Jy het geestelike leiers, jy het geestelike vriende nodig. Covenant friendships, they make all the difference. Want 'n covenant vriend, 'n godly leier, wat doen hulle? Hulle herinner jou wie God sê jy is, wanneer jy soms bietjie vergeet. Want dit gebeur met ons almal. Julle, die lewe is wild, dit is moeilik, dit is swaar, en Partykeer is ons nie op 'n lekker plek nie, en ek gaan dit ook nie minimize nie, want julle, dit is partykeer. Partykeer raak ons almal hartseer, angstig, ons verloor hoop, ons is moedeloos. Then, who is in your corner counts a lot. Anay het Vrydag getuig, Pieter Nel het vir haar 'n WhatsApp gestuur, en dit het haar lewe verander.
the mark of a godly leader, reminding her what her identity is in Christ when she was struggling to hear. Kies mooi. Kies mooi wie in jou kring is. Nadat hy God se stem herken, God speaks his calling over him and his destiny. Wie van julle sit vanoggend hier en net daai vraag in julle harte? Jesus, waarvoor is ek geroep? Jesus, wat is my doel? En daar's nuances, nee, daar's spesifieke goed net vir jou. Definitief. Maar wat ek wel kan sê, begin om net tyd met die Here te spandeer. Glo my. Glo my. That satisfies every longing and every desire of your heart. En die realiteit is, die pad na jou toekoms, na jou destiny, gaan glad nie lyk soos hoe jy gaan dink dit moet lyk nie. So jy kan dink, jy kan beplan, jy kan droom, jy kan wens, en dit gaan glad nie dieselfde lyk nie. So, wees ook maar net prepared for that one. En Jesus verwag alles van ons. Wie sit vanoggend hier en sukkel dalk bietjie met angstigheid? Niemand. Julle is nooit angstig nie. Waai bietjie vir my. Kom, ek weet daar's meer as een persoon. Kyk, great, nou sien ek handjie so. What's it? Thank you, brother, I see that hand all the way down here. Jou skouer gee jou weg, chom, jou hand is not visible, but I can see you wagging your tail over there. Okay. Ek dink, ek is bereid, if I was a gambling woman, which I'm not, ek sou geld op dit sit, dat as ek nou vir julle sê, dat een van my grootste struikelblokke in die lewe is anxiety, dan twyfel ek julle sou my glo. Want ek is mos Robin. Ek wen die prys, want ek's die loudest, most bubbly maatjie in die groepie. Ek het altyd 'n glimlag op my gesig. Maar julle, party dae het ek sulke erge anxiety, dat dit steel ure en ure en ure uit my dag. Dis daai knop op jou maag, julle weet waarvan ek praat, nê? Daai kol, daai holplek, en nee, ek's nie honger nie, want ek het geëet. Dis daai ding, dit sit soos 'n klip in jou maag. En myne is gewoonlik, want ek stres oor my toekoms. Okay? Ek stres oor hoe dit gaan lyk, wat dit gaan doen, kan ek dit doen, gaan ek dit kan manage, kan ek al die balletjies in die lug laat gooi en nie een laat val nie. En weet jy wat die grappie is, as ek terugkyk in my geskiedenis, elke liewe ding waaroor ek angstig was, nie een van daai goed het actually waar geword nie. Nie een nie. So dit wys jou hoe belaglik dit is om angstig te wees. Dit sê in God se woord, be anxious for nothing. Not for some things. There are some things that warrant anxiety. Daar's 'n skaal. Hoef nie angstig. Okay, nou kan jy bietjie nip, Okay, nou kan jy full-blown panic mode. Dis okay, is reg. Be anxious for nothing. For nothing. Pieter al het 'n paar jaar terug gepreek oor troetelsondes. Dit is vir my die beste Afrikaanse woord. Because in English we don't have such a thing as a pet sin. But it's the most beautiful way to describe things that Christians have simply begun to accept as part of life. Angstigheid, ongeduld, bietjie vloek, bietjie syp, bietjie dwelmsrook. Al daai goedjies. Bietjie lieg. So wit leentjie, nie swart leentjie nie, witte. Wit, is wit. White is good, black is bad, white lie is okay. Jesus het betaal vir jou troetelsondes. Jesus het sy lewe gegee op daai kruis, sodat ek en jy 'n streepie kan trek in die sand en sê, ek gaan nie meer toelaat dat angstigheid van my steel nie. Ek gaan nie toelaat dat depressie van my steel nie. Ek gaan nie toelaat dat ongeduld van my steel nie. Ek gaan nie toelaat dat die vyand my mond gebruik vir leuns in plaas van waarheid nie. Ek trek 'n lyn. Hy het sy lewe gegee. Julle, sy lewe
Vir wat? Sodat ons sout en lig kan wees. Sout wat nie soos ietsie proe nie, is pretty useless. Hoeveel van ons is maar undercover Christians daar by die werk. Niemand weet ons dien actually Jesus nie. Just get in. Wil nie feathertjies raffel nie. En ek sê nie, julle, ek is ook nie een van daai mense wat dink dis die slimste ding geestelik om daar by jou boardroom in te stap met jou Bybel. Handarash. Sorry ma'am, do you have a straight jacket with you in the car? So moenie nou na die ander ekstreem toe gaan as ek nou sê wat ek nou vandag sê nie. But you have to understand who you are and what you carry. If you have a colleague who is sick, trek hulle aan die kant en sê, hey luister, kan ek dalk net vir jou bid? Ek sien jy voel nie lekker nie, kan ek dalk vir jou bid? Jy kan in tale bid in jou boardroom, 1000% undercover. Of jy kan soos ons wees in die kliek en die trek in front of house sit en al die cheat codes weggee. Yes, dit was snaaks. Nou hoor julle almal wat ons hoor. Verse 2, 3, 4. En ons worship Jesus ten spyte van daai tannie. Sy's actually my beste vriend en daai tannie help my baie. A city on a hill that cannot be hidden. Ons is tevrede om ons liggies weg te steek en om sout te wees wat nie meer smaak het nie, want dit is die makliker keuse. Dit is die gerieflike keuse. Om 'n lig op 'n heuwel te wees. You've climbed that mountain and you are proudly shining your light. And you know who you are because you know whose you are. Kolossense 1 vers 10 tot 14, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduld te volhard. Engels, walk in a manner worthy of the Lord. In other words, there is a way that we can live that is not worthy of who Jesus is. Ek hou daarvan om te lees, wat is die implikasie as ek dit nie doen nie? As ek nie loop in the manner that is worthy of Jesus and my calling, wat is die teenoorgestelde? Dit beteken, ek leef op my eie terms. Ek leef my lewe soos wat ek dit wil leef. Ek leef op 'n manier wat gemaklik is vir my. Maar dit is nie die prys wat Jesus vir ons betaal het nie. Vers 16. Alles is deur hom en vir hom geskep. Jy is vir hom en deur hom geskep. Nie vir jouself nie, nie vir jou man of jou vrou nie, nie vir jou kinders nie, nie vir jou baas nie, nie vir jou vriende nie. Jy is geskep vir die almagtige God, die God van die heelal, die een wat was, wat is en wat gaan wees. Vir hom is jy gevorm. The reason that so many are still struggling and troubled, still seeking, still making little forward progress is because they haven't yet come to the end of themselves. We're still trying to give orders and interfere with God's work in us. Ons wil nog vir Jesus sê, ek wil dit hê, maar net tot hierdie vlakkie. Jesus, ek soek die heiligheid, maar net bietjie. Jesus, ek soek u teenwoordigheid, maar net op 'n manier dat ek nie snaaks lyk nie. Ek wil nie lag nie. Ek wil nie huil in die kerk nie. Jesus, kom raak aan my aan. Kom verander my lewe, maar net bietjie, want ek wil nog in beheer wees. Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord is upon you. The Spirit of the Lord is on you. He has anointed you to bring good news to the poor. Julle, wat is goeie nuus vir 'n arm mens? Om nie meer arm te wees nie. Hoe kan jy veroorsaak dat hulle nie meer arm is nie? Daar is oplossings in die hemel vir goed soos systemic poverty, and we can partner with heaven to create jobs, to get the homeless people off the streets, to feed them, to clothe them, to change their lives. Dis goeie nuus vir 'n arm mens. Dis goeie nuus vir 'n arm mens. Dis wat daai versie sê, nie net hy shame om vir die arme maatjie te sê, hy nee, shame is nie arm nie. Julle, ons moet vir die arm mense bid. Maar gebed
there must be something attached to it. He has sent you to bind up the brokenhearted. Wat beteken dit? God wil hê, jy moet sy instrument van genesing wees vir die wêreld wat stikkend gebroken en verdwaal is. He has sent us to proclaim liberty to the captives. You are called to bring the freedom of Christ. The same freedom that you are freely benefiting from today. The freedom that comes from being a son and daughter of God. Jy het 'n verantwoordelikheid om dit met anders wat nog nie vry is te deel nie. And the opening of the prison to those who are bound. Matteus 10 vers 7 tot 8. Ons moet siekes gesond maak, die dooies opwek, reining malaatses en dryf bose geeste uit. Dis wat ons moet doen. Dis ons opdrag, nie net Pieter Nel se opdrag nie, joune en myne. Wie van ons is maar ag shame ek het bietjie verkoue. Dan aanvaar jy dit. Besef ons dat healing is our portion. Nie net vir die groot goed nie, want ons is baie vinnig om in te spring as dit 'n ernstige siekte is. Maar julle, ek wil nie meer verkoues kry nie. Ek wil nie met allergieë sukkel nie. Ek wil nie. Hoekom moet ek? Maar dan beteken dit wanneer die sniffeltjies begin, nie vir die ICC te hardloop nie, maar gaan hardloop liewers vir my woord. En verklaar sy woord oor my. In Petrus 1, we are called to be holy as the one who has called us is holy. Holiness is your portion. Rian sal hy vanaf vir my kom speel, ek's amper klaar. As he has called you to be holy, so also be holy in all your conduct, since it is written, be holy as the one who has called you is holy. Matthew 10, whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Besef julle dat Vrydag het Jesus sy kruis opgetel. En nou vandag en elke dag hierna is dit ons beurt. Elke dag hierna is dit ons beurt. Dis jou beurt. Dis jou beurt. As jy vanoggend hierso sit, en ek weet, dit voel altyd soos 'n ding, as almal opstaan, dat jy voel jy moet opstaan, weet jy, daar's regtig geen judgment in hierdie vertrek nie. En die realiteit is, Jesus ken jou hart. Hy weet of jy nog nie 100% reg is om jou alles vir hom te gee nie. Hy weet dit, en hy is ook geduldig, hy's 'n goeie God, hy's 'n goeie pappa. Maar toe ek Vrydag, daai nagmaal elemente, toe ek dit vat, en as jy besef, hy het sy hele lewe vir jou en vir my gegee. Die vraag van ons vandag, is jy vandag op 'n plek waar jy jou ja vir Jesus wil gee? As dit jy is, wil ek vra dat jy staan vanoggend, dat ek net vir julle kan bid. As jy regtig vandag jou alles vir hom wil gee, jy wil niet begin met hom. Jy wil jou alles vir hom gee, jy wil daai prys betaal. En ek praat met maatjies wat die Here ken. Jy het al jare terug jou hart en jou lewe vir Jesus gegee. But you want to give him everything today. Then this is your moment right now. If you want to give him everything, jy wil nie meer ietsie terughou nie. Jy wil nie meer jou lewe leef op jou eie terms nie. Jy wil dit nie meer doen nie. Jesus, ek sê vandag ja. Ek sê vandag weer ja. Ek sê vandag weer ja.
Jesus, en ek bid en vra vandag dat elke persoon in hierdie gebou 'n vars uitstorting van u Gees sal beleef. 'n Vars uitstorting van u teenwoordigheid. So that we may pick up our crosses and carry them well. Jesus, come and baptize us afresh. Come and fill us afresh, Lord. Come and fill us afresh, Jesus. As daar mense hier is vanoggend wat nog nooit hulle harte vir die Here gegee nie. Ek gaan laat ons almal nou net saam bid. Almal bid hardop en sê, Jesus, dankie vir die kruis. Dankie vir u lewe. Dankie dat u alles vir ons gegee het. Jesus, van vandag af gee ek jou my hart en my lewe. Ek staan op vanoggend en ek sê ja. Ek sê ja vir Jesus. Ek sê ja vir die kruis. Ek sê ja vir u toekoms. Ek sê ja vir u roeping oor my lewe. My lewe is nie meer my eie nie. Dit is alles vir u. Ons sê dankie Jesus. Amen.